Mense, goeiemôre en welkom by my bakkie boodskap op hierdie pragtige maandagoggend hier in Namakoland. Ek word vanoggend wakker. Ek sê, hey, siel, neem kennis, siel. Ek sê, vergeet geen een van die weldade van Skepper lewende God nie. Man, daar's 'n opgewondenheid in my binneste. Weet jy hoekom? Ek en jy lewe. Ons lewe, ons kan net sowel onder die kluite gered. Ons lewe, man, kom ek sê vir jou, hierdie maandag is nie blou nie. Ons gaan hom blou inkleer, dat hy soos hemel lyk. Ek en jy het 'n passie, ons is entoesiasties oor die woord, oor die lewe. Meester Yeshua kom en hy sê, vir hierdie rede het Yeshua die gesalfde gekom, om die werke van die bose te verbreek. Daar's die spasie vandag, in my mondering van neerslagtigheid, depressie, vir angs, vir skuldgevoel en verwerping nie. Gaan weg! Gaan weg, julle hoort nie hier nie. Ek behoort aan hom, Skepper God van die hemel en die aarde. En met hom loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. So my siel, vergeet geen een van die weldade van die lewende God nie. Man, ek hoop daar's 'n passie by jou, daar's 'n opgewondenheid by jou. Kyk man, as ek en jy kan asemhaal, ons kan praat, ons het die woord, ons het sy teenwoordigheid. Wat meer wil jy hê? In hom, deur hom en tot hom, Meester Yeshua, het ek en jy die gawe van die ewige lewe. En niks en niemand kan dit van ons al wegvat nie. Behalwe die keuses wat ek en jy gaan maak. En nou kom die woord wat sê, hy sê in die laaste dae gaan daar swaar tye kom, moeilike tye kom. Hy sê nie miskien nie, of ek profeteer dit nie, hy sê daar sal swaar tye kom. Hoekom gaan daar weer swaar tye kom? Ek is nou so moeg, ek is moeg vir my lewe, ek is moeg vir dit, ek is moeg vir dat. Hoekom gaan daar swaar tye kom? Hier kom die antwoord, 2 Timoteus hoofstuk 3, want mense, hemelmense, mense maak dit vir jou moeilik. Hierdie boodskap gaan nou vandag uit, dan kry ek weer hordes boodskappe terug. Nee Frik, jy moes dit so gedoen het, en jy moet dit so sê. Dan sê ek vir die mense, hey man, hey, stuur vir my jou boodskappe dat ek daarna kan luister. O nee, ons is agter die skerms. Ek is nie die prater soos wat jy 'n prater is nie. Ek is agter die skerms. Ek skryf en ek ondersoek julle en ek doen dit. Dan sê ek, hey man, word deel van die spel. Jy sit op die paviljoen. Die beste ref is op die paviljoen. Die beste speler is op die paviljoen. Die beste prediker sit agter die skerms. Of hy sit in die banke. So kom ek en jy doen iets vir die koninkryk van ons hemelse Vader. Halleluja. Nou kom die woord en hy sê, in die laaste dae gaan daar swaar tye kom, ek beleef dit, jy beleef dit, want mense maak dit vir ons moeilik. Mense het geite, mense is skynheilig, mense het agendas, hulle het valse motiewe, en hulle sleep jou in, en hulle betrek jou, dan word jy deel, en dan kry jy pakslaag, want jy het jou persoonlike grense oorskry. Moet dit nie doen nie. Bly weg van sulke mense. Ek sê nie met ophou bid vir hulle nie, maar bly weg, want die woord sê, daardie mense gaan dit swaar maak vir jou. Hulle is geldgierig, hulle is trotsaards, hulle is selfgesentreerd. Dit gaan net oor hulle. Hulle worry nie oor jou nie, hulle gaan jou gebruik of jou misbruik. En wanneer hulle met jou klaar is, dan spoeg hulle jou uit. Dan beteken jy vir hulle niks nie. Bly weg van hulle. So ek het 'n paar punte genoem van mense, en daarom deel ek dit met jou, dat jy nie seer kry nie. Want jy behoort aan Vader, jy behoort aan Meester Yeshua, dat jy nie weer seer kry nie. So neem hierdie keer ingeligte besluite. Moenie toelaat om ingesleep te word met ander mense se agendas en valse motiewe nie. Nommer 1. Bly weg van daai mense wat altyd ander mense blameer vir hulle mislukkings. Bly weg. Bly weg van mense wat altyd die arme victim is. Bly weg van hulle. Hulle gaan jou gebruik, hulle gaan jou opvreet, lewendig soos 'n wilde hond, en hulle gaan vir jou uitspoeg. Bly weg van hulle wat altyd vergiftig met hulle woorde en hulle dade. Stap weg. Stap weg. Het hulle nie nodig nie. Bly weg van mense wat in daai atmosfeer wandel van altyd vergiftiging, altyd blameer, hulle is die victim, ander mense dit en dat en hulle gedoen, hulle kan nie opstaan nie, en hulle kry nie reg met hulle lewens nie, en hulle huil. Jy kan nie 'n gedissiplineerde lewe bou as jy jou omsingel met chaos nie. Jy kan nie. Stap weg. Al is dit hoe belangrik vir jou, stap weg. Bly weg van mense wat altyd strydlustig en ongelukkig is. Hulle het nie eens vrede met hulle self nie, hoe gaan hulle vrede hê met jou? En as jy met hulle geassosieer word, sê ek nou vir jou, guaranteed, 'n waarborg, jy gaan net soos hulle word. Wys my 'n man se vriende, en ek wys jou
sy opgang, of ek wys jou sy ondergang. Jy kan nie met hulle geassosieer word nie, want jy gaan ook nie vrede met jouself hê, as jy met hulle geassosieer word nie. Bly weg van hulle. Hier is belangrik, bly weg van hulle, wat jou swak skakels bestudeer, en het later teen jou gebruik. Want dan is jy die leidende party, en hulle gebruik jou, hulle sien jou, nie vir wie jy is nie, maar hulle sien jou, wat hulle uit jou kan uitkry, en hoe hulle jou kan gebruik, om hulle doelwitte te bereik. Pas op, hulle bestudeer jou swak skakels, en later gebruik hulle dit teen jou. Bly weg van mense wat voorgee. As ek en jy in 'n vriendskap staan, gaan ek met jou reguit praat. Ek gaan nie doekies omdraai nie. As ek doekies omdraai, beskerm ek nie ons vriendskap nie. Bly weg van mense wat voorgee. Hulle is jou vriend, maar van agteraf word hulle jou vyand. Hulle glimlag voor jou, maar van agteraf met 'n mes in die rug, en dan draai hulle hom ook nog. Dis so. Bly weg van mense. Bly weg van mense. Hier is 'n moeilike een. Bly weg van mense wat by jou kom skinder van ander mense, want hulle gaan van jou skinder by ander mense. Bly weg van hulle. Kan ek iets gou vir jou sê? Jou sirkel waarin jy beweeg, kan jou grootste beskerming en sukses wees, maar ook jou grootste nederlaag en jou mislukking. Gaan bepaal, met wie wil jy geassosieer word in hierdie laaste dae. My naam is Frik Weideman, ek groet jou uit my bakkie boodskap, so dankie dat jy vandag ingeskakel is. En ek neem van harte dit wat ek vandag met jou bespreek het, dat jy sal kennis neem van dit, want dit is deel van vandag se lewe, want ons leef in die laaste dae. Mense, baie dankie, Frik Weideman, tot 'n volgende keer, Shalom!